Goeiedag en welkom aan alle sonstralers. Dit is vanoggend vir my lekker om op hierdie woensdagoggend vir julle 'n bemoedigende boodskap van hoop te kan bring. Ek wil julle aanraai om in julle Bybels te blaai na Romeine 8 toe en ons gaan 'n bietjie meer kyk na vers 22 tot en met vers 28. Ek gaan vir die duur van die video nie dit vir julle lees nie, maar neem asseblief tyd om daardie gedeelte te gaan lees. Dis Romeine 8 vers 22 tot 28. Die eerste ding wat Paulus ons sê is dat ons moet besef die hele wêreld en die hele skepping sug. Ons kan met vrymoedigheid vir mekaar sê dat dit nie moeilik is om raak te sien vir ons om te erken dat die hele skepping en die skepping soos ons hom ken sug en swaar kry nie. Ons weet van aardverwarming en die koolstofspore wat ons agterlaat en hierdie is alles tekens van die skepping wat sug en swaar kry. Dan sê Paulus, is dit nie net die skepping wat swaar kry nie, maar ook die wat die ewige lewe ontvang het. Ons wat kinders van God is, sug ook. Paulus sê as dit ware dat die wat saam met Christus opgestaan het uit die dood het, die ewige lewe ontvang het, ook sug. Daarom sodat ons moet verweer om net na voorspoedsteologie te luister, omdat ons hier in die Bybel leer dat ongeag die feit dat ons die ewige lewe ontvang het en die dood oorwin het, ons steeds sug en dat ons steeds swaar kry. Nêrens in die Bybel word daar vir ons geleer dat omdat ons kinders van God is, alles gaan goed gaan met ons en dat ons altyd in voorspoed gaan lewe nie. Paulus maak dit uitdruklik dat ons as die kerk ook en ons as gelowiges ook sug en dat ons ook swaar kry by tye. Dan is daar 'n derde ding wat Paulus vir ons sê en dat Paulus vir ons sê dat die Heilige Gees ook sug. Dat die Heilige Gees op 'n manier ook swaar kry. Paulus sê vir ons dat die Heilige Gees die sugte van die wêreld, die swaar kry van die wêreld en die skepping sien en die swaar kry van die kerk en die swaar kry van gelowiges raak sien. En dat die Heilige Gees dan as dit ware hierdie sigtinge en hierdie swaar kry vat na God toe en op 'n manier vir God pleit namens ons. Dat die Heilige Gees wat aan ons gegee is na Christus se hemelvaart saam met ons is in hierdie sigting. Dat die Heilige Gees saam met ons die onderdrukking van die skepping kan ervaar en die onderdrukking van gelowiges en die swaar kry van die kerk ervaar en dat die Heilige Gees dan saam met ons pleit om hierdie versigtinge te verlig. Dan die boodskap wat hoop, wat ek vandag aan julle wil los, is eerstens dat ons kan weet en oortuig daarvan kan wees, dat die Heilige Gees aan ons gegee is om ons by te staan in hierdie verdrukking. Dat die Heilige Gees die skepping bystaan en saam met ons in die skepping is en dat die Heilige Gees saam met die kerk is en ook die swaar kry of sigte van die kerk ervaar. En dat hy hierdie swaar kry wat hy ervaar dan na God toe vat en namens ons pleit vir ons sigtinge en ons verswaar kry. Dit is vertroostend om te weet dat God weer eens vir ons intree namens ons om namens ons te pleit vir ons swaar kry en ons moeilike tye. En dan vers 28, die vers wat so baie uit konteks uitgetrek word, is die vers dat ons weet dat alles nou ten goeie sal meewerk vir die wat vir Christus liefhet. Dit is belangrik dat ons hierdie vers nie sal gebruik as WhatsApp versies of quick fix versie om vir mekaar te stuur dat alles gaan oukei wees en ons moet nie bekommerd wees nie, alles werk ten goeie, maar dat ons in die lig van wat ek gesê het, dat die skepping swaar kry en dat gelowiges swaar kry en die kerk swaar kry en die Heilige Gees swaar kry en dat die Heilige Gees hierdie versigtinge bring tot God en ons bystaan in ons versigtinge, dan kom hierdie vers wat sê dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So as ons verstaan dat die Heilige Gees hier is vir ons en as ons verstaan dat almal van ons wat die Heilige Gees ontvang het, dan die troos kan hoor en die goeie nuus en hoop kan hoor dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat vir Christus liefhet.
Nie omdat dit maar net so is of 'n lucky packet vers is nie, maar omdat God vir ons omgee en omdat hy ons bystaan en omdat hy sy gees aan ons gegee het en saam met ons in hierdie moeilike tye is, daarom kan ons troos vind dat alles ten goeie laat meewerk. En slegs daarom, omdat God dit vir ons toegelaat het en moontlik maak om alles ten goeie te laat meewerk. Mag julle ook ervaar dat die Heilige Gees julle bystaan in hierdie versigtinge. En mag julle troos daarin vind, dat omdat die Heilige Gees by ons is en met ons met vrymoedigheid kan weet of iets wat troosting daarin vind, dat alles ten goeie sal meewerk vir die wat vir God lief het.